Wat is munisipaliteite en hoe lyk hul strukture? Welkom by die Civics Academy se plaaslike regeringsreeks. Hierdie video's verduidelik hoe plaaslike regering werk, ten einde verantwoordelike burgers te wees en om ons land te help vorm soos ons dit wil hê. Moet ons weet hoe die regering werk en hoe ons daaraan kan deelneem. In hierdie video beskryf ons die verskillende tipes munisipaliteite wat in Suid-Afrika bestaan en wat hulle strukture en funksies is. Wat is 'n munisipaliteit? 'n Munisipaliteit bestaan uit 'n geografiese gebied, soos deur die munisipale afbakeningsraad bepaal. Die provinsiale LER, of in die geval van die Wes-Kaap, die minister van plaaslike regering, vestig die munisipaliteit. Die munisipale rade regeer in die gebiede wat as munisipaliteite afgebaken is. Die munisipale administrasie voer die besluite van die munisipale raad uit en verskaf dienste aan die inwoners van 'n munisipaliteit. Watter kategorieë munisipaliteite bestaan in Suid-Afrika? Die Grondwet en die Wet op Munisipale Strukture van 1998 skep 3 kategorieë munisipaliteite, naamlik metropolitaanse, distriks en plaaslike munisipaliteite. Metropolitaanse munisipaliteite of metros bestaan in die 8 grootste stede van Suid-Afrika: Johannesburg, Kaapstad, Tshwane, Pretoria, eThekwini, Durban, Nelson Mandela Bay, Berga, voorheen Port Elizabeth, Mangaung, Bloemfontein, Buffalo City, Oos-London en Ekurhuleni, Germiston, Oosrand. Hierdie munisipaliteite word ook in wyke verdeel. Plaaslike munisipaliteite. Alle gebiede buite die 8 metropolitaanse gebiede word in plaaslike munisipaliteite verdeel. Daar is in totaal 226 sodanige plaaslike munisipaliteite in Suid-Afrika en elke plaaslike munisipaliteit word ook nog in wyke verdeel. Distriksmunisipaliteite. Distriksmunisipaliteite bestaan uit 'n aantal plaaslike munisipaliteite binne elke distrik. Daar word gewoonlik tussen 4 en 6 plaaslike munisipaliteite in 'n distrik saamgevoeg. Hoe word munisipale rade verkies? Alle munisipaliteite word deur 'n munisipale raad wat elke 5 jaar tydens munisipale verkiesings verkies word, regeer. Plaaslike en metropolitaanse rade. In plaaslike en metropolitaanse munisipaliteite stem elke kiezer 1 keer vir 'n politieke party deur sy proporsione verteenwoordigende stembrief te gebruik. Die partye word dan setels toegeken volgens die persentasie stemme wat elke party in die munisipaliteit as 'n geheel ontvang het. Elke party het 'n lys kandidate in voorkeurorde waaruit sy lede aangewys word. Elke kiezer ontvang ook 'n stembrief vir die wijk waarin die kiezer woon met die name van al die wijkskandidate daarop. Die kandidaat met die meeste stemme verower daardie wijk. Die helfte van plaaslike en metropolitaanse rade bestaan uit politieke partyverteenwoordigers op 'n proporsionele basis verkies. Die ander helfte is direk verkose raadslede wat vir elke wijk verkies is. Die 2 verskillende tipe raadslede word in die video "Wat is die rol van die munisipale raadslid?" verder verduidelik. Distriksrade. Elke kiezer in 'n plaaslike munisipaliteit stem ook vir die distriksmunisipaliteit waarvan dit deel is. Die distrikstembrief het die name van politieke partye daarop en die setels word toegeken volgens die persentasie stemme wat die partye in die hele distrik verkry het. 40% van die setels in 'n distriksraad word proporsioneel aan partye toegewys ooreenkomstig die proporsionele stemme getrek. Die oorblywende 60% van die setels in 'n distriksraad word deur die onderskeie plaaslike munisipaliteite in daardie distrik aangewys. Elke plaaslike munisipaliteit ontvang 'n getal setels en wys dan raadslede uit hul eie geleedere aan om daardie setels te vul. Hierdie aanwysing geskied op die basis van die ondersteuning van die partye
in daardie bepaalde plaaslike raad. Hoe word munisipale rade saamgestel? Na afloop van die munisipale verkiesing stem die verkose raadslede vir 'n voorsitter wat die spreker genoem word. Die spreker sit voor tydens die raadsvergadering en oefen beheer uit oor alle munisipale raadsvergaderings deur die vergaderingsreëls en prosedures, ook bekend as die reglement van orde, toe te pas. Daarna word die burgemeester verkies. In sommige munisipaliteite word daar ook 'n onderburgemeester verkies. In die meeste munisipaliteite word die burgemeester die uitvoerende burgemeester genoem, omdat so 'n burgemeester wye uitvoerende magte het. Die uitvoerende burgemeester wys dan sommige raadslede aan om hom of haar met die werk te help. Hierdie aangewese raadslede, tesame met die uitvoerende burgemeester en die uitvoerende onderburgemeester, vorm die burgemeesterskomitee, of kortweg die burgkom. Hoe word besluite in munisipaliteite geneem? Sommige besluite moet deur 'n meerderheid van die raad geneem word. Byvoorbeeld die goedkeuring van die begroting en die aanvaarding van munisipale wetgewing wat verordeninge genoem word. Ander besluite word deur die burgemeesterskomitee geneem. Die munisipale raad kan, om besluitneming te bespoedig, bepaalde sake aan die uitvoerende burgemeester en of die burgkom delegeer wat dan die besluite neem. 'n Voorbeeld is hulpverlening aan hawelose slagoffers van brande of vloede. Die uitvoerende burgemeester kan ook op sy of haar eie besluite neem, byvoorbeeld die aanstelling en ontslag van lede van die burgkom en ook om die begrotingsproses te dryf. Ons grondwet en ander wette vereis dat munisipaliteite openbare deelname aan munisipale besluitnemingsprosesse moet aanmoedig. Dit word verder in die video "Hoe kan 'n mens aan die munisipale prosesse deelneem?" bespreek. Wat is die munisipale administrasie? Die uitvoering van raadsbesluite en die werk in die algemeen word deur die munisipale administrasie gedoen. Aan die hoof daarvan is die munisipale bestuurder en verskeie ander bestuurders of direkteure wat aan die munisipale bestuurder verslag doen. Die munisipale bestuurder is verantwoordelik vir die indiensneming van kundige personeel en om alle programme en projekte soos die raad goedgekeur te koördineer en te implementeer. Opsomming. In hierdie video het ons die verskillende kategorieë munisipaliteite beskryf en verduidelik hoe die munisipale raad saamgestel word en ook funksioneer. Daar is metropolitaanse, distriks en plaaslike munisipaliteite in Suid-Afrika. Alle munisipaliteite word deur demokraties verkose rade regeer wat bestaan uit 'n uitvoerende burgemeester aan die hoof van die raad, 'n burgemeesterskomitee wat help met besluite, voorstelle en planne wat deur die raad goedgekeur moet word, 'n spreker wat tydens raadsvergadering voorsit. 'n Munisipale administrasie onder leiding van die munisipale bestuurder voer die werk van die munisipaliteit uit. Dis belangrik om te verstaan hoe munisipaliteite se strukture lyk en werk sodat ons aktief aan munisipale besluitnemingsprosesse kan deelneem en sodoende die beste prestasie verseker.